Goeiedag gemeente, baie welkom by ons kraakvars uit die kraal, waar ons net so 'n bietjie in hierdie lydenstyd besig is om gesprekke te voer rondom basiese fondamente van die geloof, basiese beginsels van die geloof wat ons nou genoem het terug na die wortels toe. En ja, waar ons elke Vrydag nou vir julle een van hierdie videoetjies gaan uitlaat. Ons gaan so deur die reeks op Sondag dan nou in diepte gesels oor die fondamente van die godsdiens en die geloof. Maar op Vrydag gaan ons so 'n bietjie meer gesels oor die grondslag van ons reformatie binne hierdie geloofswaardes. En ons noem dit die solas. Dit is deel van ons diep tradisie. Simon, net so bietjie, as jy dalk net kan verduidelik, waar kom die 5 solas vandaan? Okay. So ek dink belangrik om te dalk uitstaanspoor uit te sê, die solas is nie iets wat ons noodwendig in die Bybel gaan lees, in die term waarin ons dit gebruik, soos daar sal staan sola gratia, of sola fidei, of sola of enige so iets nie. Dis Latynse terme, wat hulle ontstaan eintlik het in die reformatie tydperk. Nou, sonder om nou 'n lang geskiedenis van die reformatie te gee, kan ek eintlik dit dalk net sê oor die solas. Die solas het ontstaan eintlik in 'n reaksie op die Rooms-Katolieke se manier waarop hulle gekyk het en waarop hulle die redding of die behoort aan Christus of aan God verkondig het. En as ons praat oor hulle het met ander woorde 'n klomp maniere gehad waarop hulle eintlik slegte goed. Hulle het verduidelik dalk wat is die maniere wat hulle geglo het hoe jy die verlossing kan bekom. So ek dink die ergste vorm van wat hulle gedoen het is hulle het aflate verkoop aan mense. Hulle het gesê hoor, kom kerk toe. Hulle het die uitdrukking gehad nulla salus ex ecclesia, met ander woorde buite die kerk is daar geen redding vir jou nie. Maar jy kon kerk toe gekom het en jy kon geld betaal het, en as met die geld wat jy betaal het, kon jy nou 'n papiertjie koop en daarop het dit gesê jy's nou gered, so jy hoef nou nie meer te worry nie. Jy's nou deel van God se kinders. Ek dink dis die ergste vorm daarvan. Maar dan het hulle goed gehad soos dat jy kan nie gered word as jy nie boetedoening doen nie, as jy nie met ander woorde sondebelydenis doen nie. Hulle het gesê jy kan nie gered word as jy nie aan die sakramente deelneem nie, en dan het hulle ook gesê jy kan nie gered word as jy nie charity, as jy nie weldoening gedoen het, as jy nie met ander goed vir mense gegee het ensovoorts nie. En dit was 3 maniere waarop hulle gesê jy gered kon word. En die reformatore het net gesê maar dis nie wat die woord sê nie. Die woord sien ons iets anders. En toe het hulle met die 5 solas na vore gekom om te sê hierdie 5 pilare, noem ons dit deesdae, is eintlik die basiese beginsels van God se reddingsplan met die wêreld en van God se openbaring eintlik, wat ons uit die woord uit kry. So sou dit korrek wees om te sê dit is basies ons verstandhouding of ons interpretasie van hoe die verhouding tussen God en die mens ontwikkel het en hoe daar 'n versoening is tussen God en mens. Ja, dis die 5 solas, absoluut. En ons gesels dan vandag baie spesifiek oor sola fidei, wat geloof alleen is. Ek dink, Pieter, wil jy nie vir ons dalk 'n bietjie sê oor wat is sola fidei en weet net dalk vir ons 'n bietjie inleiding gee oor hoe verstaan ons dit en hoe het dit geantwoord op die Rooms-Katolieke se bepaalde kyk daarna? So as jy vir ons dalk 'n bietjie inleiding daar kan. Absoluut. So omdat ons praat oor iets wat kom vanuit daai Renaissance tydperk, wat ons beginne wegbeweeg het van die Rooms-Katolieke kerk af, moet ons verstaan dat sola fidei 'n antwoord was op die idees en die gedagtes van die Rooms-Katolieke kerk, waarmee die reformatore, die kerkvaders soos Martin Luther en Johannes Calvin en die klomp nie meer saamgestem het nie. So sola fidei in essensie in sy oorsprong was iets wat gedui het op dat ons deur die geloof alleen tot versoening met God kom. En daar is nie ander maatreëls of maatstawe waaraan ons moet voldoen nie. Die groot ding van reformatie, en ek dink dit is waar die solas ons baie mee help, is vir baie lank het ons gedink daar
daar is 'n wisselwerking tussen God en die mens. Met ander woorde, toe God hierdie kontrak met Abraham gesluit het, Verbond, ja. was daar in hierdie verbond 'n ding van, maar omdat God dit doen, moet ek hierdie goeders doen. Yes. En ons het nooit regtig die idee van Jesus toe hy nou gekom het en hy sê, maar ek is die vervulling van van al hierdie wette en van al hierdie dinge, het hy eintlik half gesê, julle het vergeet dat God neem die inisiatief. Yes. En dat die inisiatief nie op die mens gelaai is vir sy verlossing en sy versoening nie. Yes. Maar nou kom ons na hierdie gedagte van sola fide toe. En die idee van sola fide, deur die geloof alleen, kan ons baie vinnig spring om te sê, o nee, so ek moet net glo, dan is ek verlos. Jy weet, soos wat Romeine 10 ons daartoe lei, maar dit is nie net dit nie. Dit gaan oor baie meer as dit, en dit vat amper al 'n ander tipe kleed aan, wanneer ons verstaan hoe Paulus dit bedoel het, en wanneer ons verstaan hoe dit in vandag se toepaslikheid ons help om te glo. Yes. Nie net te glo dat Christus bestaan het nie, maar te glo in Christus. So, ek wonder of jy dalk net kan verduidelik, wat is die verskil tussen om te glo dat Christus bestaan, of te glo in Christus? Ja. So, ek dink, sola fide, as ons kyk na die konteks waarin dit ontstaan het, spesifiek as 'n wegbeweeg van 'n geloof wat eintlik op 'n manier verkondig was om te sê, maar daar's bepaalde dade wat jy kan neem, daar's bepaalde inisiatief wat jy as mens kan neem om gered te word. Wou die reformatore heeltemal daarvan wegbeweeg om te sê, daar's niks wat jy as mens kan, jy kan nie inisiatief neem om gered te word nie, dis God wat dit doen. En daarom geloof alleen. Daar's nie enige hoeveelheid goeie dade of mooi goedjies wat jy kan doen om dit, jy weet, te verdien nie. En as ons dit dan eintlik dan dit gebruik en 'n lyn dan deurtrek na ons konteks vandag, dan spreek dit eintlik geweldig baie tot ons konteks vandag. In die sin dat daar versekerde verskil is tussen om net te glo dat Christus bestaan en om te glo in Christus, of as ek dit selfs nog meer kan nuanceer, as ons dink aan hoe die woord praat daaroor, dan sê die Grieks eintlik amper nooit glo in Christus nie, dit sê glo Christus. En dis met ander woorde om te sê dat ek glo nie net in die persoon van Christus nie, maar ek glo absoluut dat wat hy gedoen het genoeg was vir my om deel van God se familie te wees, dat sy genade voldoende en genoeg was, dat die prys wat hy aan die kruis betaal het, dat dit genoeg was. Ek glo dit, maar ek glo ook sy woord. Ek glo dit wat hy met die disippels het gedeel het. Ek glo dit wat hy ons kom leer het oor die Vader. Ek glo dit wat hy ons kom leer het oor die Gees. Ek glo dit wat hy ons kom leer het oor die koninkryk, as ons dink aan die saligsprekinge. En dit alles spreek eerder tot 'n identiteit as wat dit eintlik oor enigiets anders gaan. Dat geloof in Christus help ons eintlik om te verstaan wie ons in God is en om deel te neem aan hierdie kollektiewe identiteit as kinders van God. Dis glo Christus. Glo dat jy deel is van hierdie geloofsgemeenskap. Glo dat jy 'n rol het, dat jy 'n roeping het. Daar's eintlik soveel wat ons daaraan kom koppel rondom dis wat dit van ons vra om eintlik deel te word. Maar nou sê ek dis wat dit van ons vra, weer 'n keer, selfs daai geloof wat ons het om dit te glo, is 'n gawe van God. So weer 'n keer is dit nie ons wat iets doen nie. Dis God wat iets. Dis God wat iets doen. En dit breek heeltemal weg van, ek dink, baie hedendaagse teologie, wat ook eintlik, dit lyk soos jy weet, 'n nuwe vorm van geloof, maar verdienste. Maar dis eintlik maar net weer verdienste, né? Dis eintlik maar net weer dieselfde. Ek moet 'n klomp goeders doen sodat ek die seën van die Here kan ontvang. Ek moet 'n klomp goeders doen sodat ek die verlossing kan ontvang. Maar net om dit baie mooi uit te klaar. Ek dink in terme van die sola fide en hoe Christus dit ook vir ons kom uitlê deur sy werk en sy woord. Ek love it. Ek Johannes is mos vir my. So wanneer dit in Johannes praat van ek is die weg, die waarheid en die lewe, spreek dit van dat die verlossing eintlik deel is van ons lewe hierna, of spreek dit tog van 'n
'n hier en 'n nou tipe verlossing wat ons ook kan ervaar in ons lewe, soos wat ons deur die pas. Want ek dink baie mense is vasgevang met, en dit is waar die verdienste ding inkry. Ja. Ek moet 'n klomp goedjies doen om 'n goeie mens te wees, sodat ek eendag in die hemel of jy weet 'n plek by die Vader kan kry. Ja, sodat ek nie 'n slegte prys kry nie, so jy weet 'n goeie prys kry. En weer eens, dit trek ons terug na daai verdienste ding toe. Waar iets soos 'n prediker is ook 'n wonderlike voorbeeld van. Prediker fokus op hier en nou. Jesus fokus op die hier en nou. Hy praat baie min van die lewe na hierdie lewe. Hy praat van 'n stuk verlossing wat ons hier ook nou ontvang. Absoluut. Die koninkryk van God wat nou gekom het en met ons is. Ja, ek dink dit is 'n verskriklike belangrike ding om te sê, sonder om op enige manier ek dink afbreek te doen aan dit wat hierna kom, aan 'n lewe hierna, dink ek is 'n groot deel van dit wat Christus eintlik kom doen en van wat dit beteken om te glo dat ons deur geloof alleen dan deel kry aan hierdie familie van Christus, is dat ons nou deel is van hierdie familie. En die vraag is, wat maak ons nou daarmee? Ons is reeds deel van sy koninkryk, ons is reeds sy kinders, en dit beteken dat ons anders lyk, dat ons anders lewe, dat ons reeds nou al in die verbondenheid met God en met sy mense leef. En dat ons reeds nou al 'n lewe in oorvloed kan hê. Absoluut. Laat my dink aan daai liedjie, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. En daai aarde nuut en vry is nou. Ja, en dis nou en dis hier en dis beskikbaar vir elke liewe een van julle. En ek dink die geloof, en dit is ietsie om weg te vat dalk van hierdie gesprek. Die sola fide, die geloof alleen, gaan nie net oor ek moet glo in Jesus Christus dat ek hierdie verlossing kan ontvang en dat ek my plekkie kan boek in die hemel eendag nie. Maar ek moet Christus glo. Dat hy 'n weg gegee het, dat hy die waarheid is en dat hy die lewe self is. En wanneer ons Christus emuleer in daai opsig, dan ontvang ons 'n stuk vrede, 'n stuk vreugde om die lewe mee uit te leef. Wat elkeen van ons voed tot die einde van daar. Mag julle geseënd wees en mag julle die geloof nastreef om dieper en nader aan God te groei. Familie, seën vir elkeen van julle. Ek wil byvoeg ook so net 'n laaste gedagte dat en ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding wat ons moet besef rondom hierdie geloof in Christus, dat om te leef met die gedagte dat ek reeds nou al deel is van God se koninkryk, dat is reeds nou al deel is van sy familie, is baie anders as om net te glo dat ek nou gered is, want die gevaar van ek glo ek's nou net gered in, maar die tipe teologie waarin ek sê ek glo in Christus net sodat ek gered kan word, is dat mense sal sê ek glo, nou kan ek terugsit en ek hoef nou niks verder te doen nie. Ek kan nou maar eintlik voortploeter en ek kan maar maak net wat ek wil, want my saak is mos nou reg. Waar om te sê ek glo Christus beteken ek volg hom. Ek is sy disipel. So my lewe hier transformeer, ek word 'n nuwe mens. Daarom my wegvat, mag jy ook iets hiervan beleef. Mag jy weet dat jy 'n nuwe mens is in Christus. Mag dit jou lewe, jou keuses, dit waarmee jy elke dag besig is, op so 'n wyse transformeer dat jy werklik waar lig word soos wat Christus sê ons is, dat jy lig sal wees, dat jy sout sal wees in hierdie wêreld deur die geloof in ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Net die laaste gedagte, hierdie gaan ook, so ons het nie net die video nie, maar ons sal die klankgreep ook beskikbaar maak, so dit gaan ook op 'n podcast beskikbaar wees, en kyk ook uit vir ons podcasts, ons gooi bietjie potte, en dit is 4 dae 'n week daagliks beskikbaar van maandag tot donderdag, en dit is ook om tydens die lydenstyd spesifiek, so bietjie die gemeente op reis te vat om te verryk in hulle geloof. Absoluut, en ek dink, soos julle almal kan sien, het ons so 'n bietjie werk gedoen weer verder aan ons studio in terme van toerusting en so, en ons is baie opgewonde daaroor om ons vingerafdruk vir die wêreld daar buite 'n bietjie groter te maak. En dankie vir elkeen van julle se ondersteuning om hierdie droom waar te maak, en ek dink ons deel in die sukses van hierdie
van hierdie pad wat ons stap. Absoluut. Mag dit ook 'n seën wees en tot glorie van die Here. Ja. Amen. Amen. Blessings. Familie, liefde, vrede vir elkeen van julle. Totsiens.